Hartlike goeiemôre, my naam is Koos Koen en ek is deel van die Molwesje Kerk se bedieningsspan. Dit is vanoggend my voorreg om vir julle 'n boodskap te bring en ek gaan ook 'n nagmaal saam met julle geniet. Ons het dit goed gedink om weens die voorspelde reën maar liewer hierdie boodskap online te doen, aangesien ons kerk nog nie klaar is nie. Maar ek hoop om julle almal volgende Sondag daar te sien. Hierdie grendeltyd was weer lank en ek mis julle gesiggies. So dit gaan lekker wees om weer brood met julle te breek en tyd saam met julle te spandeer. Ek het 'n anderste boodskap vanoggend vir elkeen van julle. Ek gaan vir julle 'n versie gee, maar ek gaan nie vir julle dadelik sê waaruit dit kom uit die Bybel nie. Die versie is soos volg: Jy is altyd by my en al wat myne is joune. As ek en jy so luister na hierdie versie, dan klink dit na iets wat ek en jy vir die Here sal sê. Ek en jy as kinders, wedergebore kinders van die Here, weet dat alles wat op hierdie aarde is, behoort aan die Here. Alles wat ek en jy besit, ons kar, ons huis, ons werk, ons familie, ons gesin, ons vrou of man, ons kinders. Al die mooi klere in ons kas, al die mooi juwele wat daar in die kluis toegesluit is, al die geld wat ons in die bank het, al die kos in ons kas, elke liewe item wat in ons huis is, behoort eintlik aan die Here. Dis items wat hy vir ons gegee het. Dis dinge wat aan ons geleen is in hierdie tydperk op die aarde. Nou, ek gaan vir julle 'n verrassing gee. Hierdie versie wat ek vir julle gegee het, staan in Lukas 15 vers 31. En is eintlik 'n gedeelte of 'n versie in die gelykenis van die verlore seun. As julle reg onthou, het hierdie vader 2 seuns gehad. Die jong seun wat weggegaan het en verlore geraak het, en dan die ouer seun wat agtergebly het en nog steeds by sy pa gebly het, hom steeds bygestaan het, steeds alles gedoen het wat sy vader van hom gevra het. Nou ek wil julle vinnig herinner aan hierdie jong boetie wat weggegaan het. Hy het natuurlik op 'n dag na sy pa toe gekom en hy het vir hom gesê dat hy sy erfporsie soek. Sy pa toe helfte van alles gevat en vir hom gegee. Die jong seun het toe gegaan en alles verkoop en het omgesit in geld en hy is daar weg na 'n ver land toe. In hierdie ver land het hy baie losbandige lewe. Hy het geld gespandeer asof daar nie einde aan is nie. En ongelukkig, soos ons almal weet, na 'n tydjie, raak die geld ook maar op. En op daardie stadium was daar in die land waar hy is, moeilikheid en hongersnood en werk was skaars en hierdie jong man sit skielik ver van die huis af, ver van mense wat hy ken, ver van 'n ondersteuningsstruktuur, ver van enige familie af. En die vriende wat hy gehad het, toe hy geld gehad het, dit droog net so skielik ook op en hulle wil hom nie meer ken nie. Hy kry toe gelukkig werk by 'n boer en hy pas sy varke vir hom op. Maar dit gaan so sleg dat hy nie eers kan eet nie en hy eet van hierdie pele wat die varke ontvang. Nou, terwyl hy daar sit, in sak en as in hierdie modder tussen die varke, dink hy met verlange terug aan sy vaderhuis. En dit gebeur baie met ek en jou, terwyl ons in sak en as in hierdie wêreld sit, en ons omstandighede oorweldig ons, dit gaan swaar, dit gaan sleg, ons het nie werk nie, ons het nie kos nie, ons het nie geld nie, dan onthou ek en jy ons hemelse Vader. En dan maak ons as hierdie jong seun, dan besluit ons, maar kyk, hierdie mense wat vir my Vader werk, dit gaan goed met hulle. Hulle het klere, hulle eet elke dag, goeie maaltye, hulle het dak oor hulle kop, hulle is veilig, hulle is versorg. Hier sit ek en jy in sak en as, tussen die varke en die modder. Kom ons keer terug na ons Vader toe. Kom ons keer terug na hom toe wat vir ons sorg. En nie daar staan hy op en hy beweeg en hy begin teruggaan na sy Vader toe. Ek is seker dat dit moes hom 'n lang tyd gevat het, langer as toe hy geld gehad het. Wat hy nie geweet het is dat sy Vader ook na hom verlang het. En ek en jy moet dit ook besef, ons hemelse Vader verlang na ons.
As ek en jy afdwaal en ons raak verlore, hy dink aan ons. Hy bly nog steeds lief vir ons. Hy is nog steeds ons Vader. Dis ek en jy wat ons terugkom gedraai het. Dis ek en jy wat ons erfporsie opgegee het. Dis ek en jy wat wegbeweeg het van hom af. Dis ek en jy wat op die ou einde in die vakhoek beland het, deur ons keuses. Hierdie Vader het elke dag gaan staan en dan hy gaan kyk na die horison met die hoop dat hy sy seun sien aankom. En op 'n dag sien hy hom. Hy is baie bly, hy is baie opgewonde. En hy spring daar weg en hy hardloop, iets wat 'n man van sy status en sy ouderdom gewoonlik nie doen nie. En hy omhels sy seun en hy sê vir sy dienaars, bring vir hom klere wat pas by sy status, sit vir hom ringe aan sy vingers wat ook pas by dit wat hy is, by wie hy is. Geef vir hom skoene aan sy voete. En brei 'n feesmaal voor, slag die vetgemaakte kalf. En net daar het die twis ontstaan, want die oudste seun was die hele tyd getrou, die oudste seun was die hele tyd by sy vader. Hy was elke dag in die teenwoordigheid van sy vader, hy het elke dag gewerk vir sy vader, hy het elke dag alles gedoen wat sy vader van hom verlang. Maar in hierdie tyd wat hy by sy vader was, is daar nooit 'n feesmaal gehou vir hom nie, daar is nooit 'n vetgemaakte kalf vir hom geslag nie. En toe hy by sy vader gaan kla en vir hom sê, maar hoe kan u met oop arms hierdie verlore broer terugverwelkom? Sê sy vader vir hom, my kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. So die vader sê vir hom, ja, jy was die hele tyd by my, maar onthou, alles wat myne is joune. Daar is niks wat ons verhinder het nie. Jy kon net met my kom praat het en ten enige tyd sal ek 'n vetgemaakte kalf ook geslag het vir jou. Ek sou 'n feesmaal gehou het vir jou. So ek en jy moet met ons Vader praat, ons moet bly wees, ons moet dankbaar wees. En die Vader sê vir sy boetie, maar onthou, hy was verlore, hy het afgedwaal, hy was weg. Hy het verdwaal in hierdie wêreld, hy het verdwaal in die aanloklikhede van hierdie wêreld. Maar jy was by my. Jy het nie afgedwaal nie. Jy was getrou. Maar as 'n verlore siel terugkeer, of as 'n siel gered word en na die Here toe kom, dan weet ons die engele in die hemel vier fees. Net soos wat hierdie vader ook die vetgemaakte kalf geslag het vir sy gesin, en fees gevier het om hierdie verlore seun terug te verwelkom. Nou as 'n verlore seun op dogter terugkeer na die Vader toe, dan hou hy 'n feesmaal. En ek en jy, al is ons getrou, al bly ons by hom, al het ons nie afgedwaal nie, moet ek en jy saam met hom bly wees. Ons moet bly wees dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Jy weet, al het hy nie 'n feesmaal gehou vir ons terwyl ons by hom was nie, het ons 'n groot voordeel gehad bo ons broer of suster wat afgedwaal het. En ek wil julle net daaraan herinner, ek en jy was elke dag in sy teenwoordigheid. Ons was saam met hom. Dis mos awesome, dis wonderlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ek en jy kan elke dag met hom praat. Hierdie verlore boetie en sussie van ons dwaal af en hulle vergeet van hom. Hulle praat nie elke dag met hom nie. Hulle ontvang nie kos vir hulle siel van hom nie. Ek en jy moet bly wees dat ons by sy voete kan gaan sit. Ek en jy moet bly wees dat ons, as ons raad nodig het, kan ons met hom praat, ons kan hom vra. Ek en jy kan bly wees dat as ek en jy iets nodig het, kan ons na hom toe stap en vir hom sê, Vader, ek het die volgende nodig. Vader, help my, ek moet dit doen. Vader, gee vir my leiding. Hierdie boetie en sussie van my en jou wat verlore was, ja, daar is seker niks wat hulle keer om tot die Vader te bid en vir hom te vra nie. Maar omdat hulle so vasgevang is in die wêreld, vergeet hulle van dit. En eers as dit bitter sleg gaan, dan onthou hulle van die Vader. En dan maak hulle 'n plan om terug te keer. Ek en jy hoef nie terug te keer, want ons is nog die hele tyd daar. So ek en jy moet bly wees dat hierdie verlore boetie en sussie teruggekom het. Ek en jy moet bly wees dat die Vader vir hulle 'n nuwe kleed gee. Ons moet bly wees dat die Vader hulle omhels en bly is. Ons moet bly wees dat hy vir hulle nuwe ringe aan hulle vingers sit. Ons moet bly wees dat hy vir hulle nuwe skoene om hulle voete sit. Kerk van die Here, elke verlore kind wat terugkom,
moet vir ek en jy 'n groot saak wees. Dit moet vir ons 'n riem onder ons hart wees. Ons moet hierdie opgewondenheid en ons moet borrel en ons moet bly wees. Maar nog steeds moet ons onthou, die Vader sien raak dit wat ons doen. Die Vader is dankbaar dat ek en jy nie weggedwaal het nie. Die Vader is dankbaar dat ons daar is. Die Vader is dankbaar dat ons bereidwillig is. Die Vader is dankbaar dat ek en jy daar is. Dat in spite van die verlore skapies wat afdwaal, dat ek en jy daar is om te werk in sy koninkryk, dat ek en jy daar is om hom te dien, dat ek en jy daar is om hom te verheerlik, dat ek en jy daar is om alles wat ons te doen, alles wat ek en jy doen elke dag, te doen tot eer en verheerliking van die Here. Dis nie altyd maklik nie, ek weet. Dis nie altyd maklik om die bediening te staan nie. Dis nie altyd maklik om die laste van ander mense te dra nie. Dis nie altyd maklik om die regte voorbeeld en die regte lewe te lei nie. Dis nie altyd maklik om altyd die regte ding te doen nie. Maar dit is die moeite werd. Want ek en jy bou in ons toekoms. Ek en jy wat getrou by die Vader gebly het, bou in ons toekoms en ons werk daaraan. Ons vergroot die koninkryk van God. Ons is altyd bereid, ons is altyd gewillig, ons is altyd daar. Moenie jou bereidwilligheid verloor, omdat jou boetie en sussie wat afgedwaal het terugkom en die Vader hou 'n feesmaal vir hulle. Gaan vier fees saam met hulle. Wees bly saam met hulle. Want nou is daar nog hande. Daar is nog mense wat kan kom help. Daar is mense wat my en jou kan kom help om hierdie evangelie van die Here uit te dra. Daar is mense wat my en jou kan kom help om hierdie koninkryk van God groter te maak. Daar is mense wat my en jou kan kom help om die mense by die deur te verwelkom met 'n glimlag op ons gesig. As mense wat my en jou kan help om die nagmaal voor te berei. As mense wat my en jou kan help om die kerkgebou skoon te kry. Om al die musiekinstrumente skoon te maak en reg te kry. Om al die elektronika uit te pak. Om alles reg te kry vir die diens. As mense wat na die tyd kan help om skoon te maak. Om alles reg te pak. Om alles reg te kry. As mense wat die stoele kan uitsit. Dis wat so lekker is. Vier hande, ligte werk. So elke verlore skaapie wat terugkom, is hande wat kom help in die koninkryk van God. Kyk liewer so daarna. Moenie neidig en afgunstig wees nie. Want ek en jy, gaan nie elke keer feesmaal saam met die Here. Kom ons bid saam. Maar Vader, Here, dankie vir hierdie woord wat U op my lippe geplaas het, Here, die woord wat U op my hart geplaas het, Here. Dankie dat ek dit met elkeen kon deel daar buite, Here. Dankie dat ek hierdie woord kon uitstuur. Here, ek wil vra dat U die woord sal seën en Heilige Gees, dat hierdie woord by die regte mense sal uitkom, die mense wat nodig het om dit te hoor. Die mense wat werk in die koninkryk en die mense wat moeg is, die mense wat nie besef dat dit wat hulle doen nog steeds belangrik is, dat dit wat hulle doen deur U raak gesien word, Here, dat dit wat hulle doen wel ewigheidswaarde het, Here, dat U dankbaar is, dat U lief is vir ons en dat alles wat U het, ons in is, Here. Ons dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek gaan ook nou nagmaal saam met julle geniet en ek wil dit op julle harte plaas. Jy hoef nie net een keer 'n maand by die kerk nagmaal te geniet nie. My broeder en suster, jy kan hierdie nagmaal geniet op 'n weeklikse basis, selfs op 'n daaglikse basis as jy so voel. Die Here het nie 'n tydperk daaraan gekoppel nie. En as jy nie weet waar dit staan in die woord nie, dit staan in Matteus 26 vanaf vers 26. Ons weet natuurlik dat Jesus saam met sy 12 disippels in die bokamer was. Dit was die tyd van die Pasga en hulle was besig om 'n laaste maaltyd te geniet voordat hy gekruisig word. En terwyl hulle besig was om te eet, het Jesus die brood geneem en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en hy het dit vir sy disippels gegee en gesê, neem eet, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en nadat hy gedank het, het hy gesê, neem drink, dit is my bloed. Dit is die Nuwe Testament. Dit is my bloed wat uitgestort is, sodat menigste se sondes verlos kan word.
kom ons vat ons broodjie en ons eet dit saam. Dankie Here, dankie dat U liggaam vir ons gebreek is aan die kruis, Here. Dankie dat U bereid was om hierdie wrede dood vir ons te sterf. Amen. Ons kan ons sap of ons wyn geniet. Dankie Here, dankie dat U bereid was om U bloed vir ons uit te stort, sodat ons verlossing van ons sondes kan kry. Amen. Kom ons sluit af met 'n gebed. Maar Vader, Here, baie dankie dat ons weer vandag kan herdenk wat U vir ons gedoen het aan die kruis, Here. Dankie dat U vir ons hierdie instelling gegee het van die nagmaal, sodat ons elke keer dat ons dit geniet kan onthou, Here, dat U meer as 2000 jaar gelede aan daardie kruis gesterf het vir ons, dat U hierdie verskriklike lyding moes deurgaan, Here, dat U liggaam fisies buite gebreek was, dat mense deur U liggaam kon sien en U ribbes kon sien, Here, dat U opgeslaan en stukkend geslaan was, sodat ek en elkeen wat na hierdie boodskap luister, elke persoon wat na U toe kom, Here, verlossing kan ontvang van ons sondes. Elke persoon daar buite, selfs al is hulle nie kinders van U nie, Here. U het vir elkeen van ons daar buite gesterf, sodat elkeen se skuldlas betaal kan wees, Here, sodat elkeen se sondes vergewe kan word, Here. Dankie ook, Here, dat U na die derde dag opgestaan het en dat U so die dood oorwin het, sodat ons nie meer hoef te vrees vir die dood nie, Here, maar dat ons weet dat ons die ewige lewe kan ontvang. Weet wat U gedoen het. Dankie ook, Here, dat ons genesing kan ontvang, want U woord leer vir ons dat deur U wonde aan die kruis het daar vir ons genesing gekom. U is nie 'n absolute ongelooflike God. U is die Alfa en Omega, die begin en die einde, Here. Ons dank U daarvoor. En ek sê dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie geseënde Sondag vir julle. Mag julle week rustig wees en ek sien daarna uit om julle Sondag by die kerk te sien. Totsiens.